Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. En natuurlik dankie vir skade genade. Dit lyk of die somer stadig maar seker nader kom, maar ons moet nie te opgewonde raak nie. Goeie nuus, die rand ten spyte van al die woelinge, bly die rand sterker word hier na R17.50 toe. Onthou weer, dis dollarswakte. En dan ook die olieprys het begin daal hier na $65 'n vat toe, so die kanse vir 'n brandstof en dieselprysdaling in September lyk op die stadium redelik goed. Dan ook die vooruitsigte vir rentekoerse laer te neig lyk ook goed in die westerse lande. Dis daar 'n afwaartse neiging in rentekoerse en veral met ons laer brandstofpryse en inflasie rondom 3%, gaan ons heel waarskynlik nog 'n rente, nie heel waarskynlik nie, gaan ons nog rentekoertalings kry. En natuurlik ook die week weer, ons werkloosheidssyfer bly styg, omtrent 1/3 van alle mense wat kan werk is werkloos. En as jy die bytel wat nie meer werk soek, dis dit so 45% van die mense wat kan werk. Uit die aard van die saak is dit nie volhoubaar nie en lae rentekoerse sal beslis kan help. Dan ietsie waaroor ons baie om die braaivleis by die vure praat. Professor Andrei Drievenage van Noordwes Universiteit het 'n dokument publiseer waar hy sê hy het gaan navorsing doen oor die eienskappe van 'n maffia-staat en hy sê Suid-Afrika val pens en pootjies binne in 'n maffia-staat en hy verwys veral na korrupsie, politieke mense wat mekaar polities doodmaak, uitbuiting, 'n klomp ander goed, georganiseerde misdaad selfs binne die politieke kringe en so meer. Nietemin dit bevestig maar wat ons sê, maar ek dink baie belangrik, ons het nou weer die laasweek by Vrystaat Landbou Kongres daaroor gesels. Die feit is die regering, die telkaart lyk baie sleg, die ANC beheerde regering op die stadium, hulle val soos Prof Andrei sê, maar dan ook, ons sit met 'n groeiende voedselmark. Ek weet ek kan vir julle die grafieke wys, baie sterk groeiende voedselmark en ook baie sterk streekvraag na voedsel. En die slotsom waartoe ons gekom het is, die mark is daar, dis meer as baie ander bedrywe kan sê. So ons moet ons eie hand in die boesem steek, ons moet maar self die goed doen, raak betrokke by jou plaaslike boerevereniging, daar is nie 'n ander opsie nie. Goeie voorbeeld is die sitrusbedryf wat nou weer 'n sterk oplewing beleef, ten spyte van die Amerikaanse probleem. Dit lyk my dit word op ander maniere opgelos. En ja, en die hawens speel saam en ons op pad na rekorduitvoere van lemoene. Dan ander interessante nuus, Koe Langeberg, wat julle almal sal onthou of van weet, dis 'n tradisionele naam, vrugte inmaakbedryf en verder. Daar in die Weskaap, die Aston Foods, ja, die blikbesigheid. Die vrugteprodusente is al die laaste paar jaar in moeilikheid. Hulle probeer nou al 5 jaar daai Kerbrands om die fabrieke te verkoop en die boere spook om dit aan die gang te hou. Nou die goeie nuus is, dit het gebeur. Hoor hierdie syfer, hulle is so die moeilikheid dat hulle dit vir R1 verkoop het aan die boere. Dis 'n boerekonsortium, maar daar is ook internasionale beleggers betrokke. En Tiger Brands gaan so R150 miljoen ook bysit in 'n sogenaamde community trust. So ons is baie bly vir daardie boere, want dit is belangrik en dat die boere nou weer 'n bietjie beheer terugkry nou. Aston Foods in Langeberg sê hulle vir ons het omtrent so 3000 werkgeleenthede. Natuurlik, in daardie streek is dit baie belangrik vir werkskepping. Dan sommer so 'n troostwoordjie, die Amerikaanse ekonomie en Amerikaners kry maar net so swaar onder meneer Donald Trump. So tariewe en alles wat hy in die gang mee is, en ek lees dat die Amerikaanse Kamer van Koophandel sê hulle is baie bekommerd. Daar is so amper 300,000 klein besighede in Amerika wat produkte invoer en nou moet hulle baie meer geld betaal met invoerbelastings van 30, 40, 50% en hulle sê dit is besig om die ouens dood te wurg want jy moet die geld vooruit aan 'n soort genaamde effek of 'n bond sit wat hulle noem, om te waarborg dat jy die produk gaan wegneem. Dan 'n bietjie ander nuus ook in Amerika. Hulle sê plaasbankrotskappe is besig om toe te neem die jaar. Dit is 'n bekommernis vir hulle, redelik sterk aan die toeneem. En van die redes is natuurlik julle sal onthou pryse, mieliepryse, maar hierdie jaar se mieliepryse, ons sal nou weer daaroor praat, het baie skerp gedaal. En dit is onder produksiekoste. En onthou ook die vorige 2 jaar as ons rentekoerse baie hoog. So hulle begin nou ook so 'n sweepslag effek kry. Maar snaaks genoeg, ons kan volgende week daaroor praat, hulle grondpryse bly styg en dit is hoofsaaklik buite beleggers. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan kom ons terug.
Luisteraars, hier so 2 grafieke wat ek graag vir julle wil wys waaroor ons gepraat het in die radio-opname. Hierdie een wat ek nou vir julle wys is die bevolkingsgroei. Die swart lyn waar julle kan sien hoe dit gegroei. Die amptelike syfer rondom 65 miljoen mense, die nie amptelik so nader aan 70 miljoen. Maar dan die oranje staaltjies kan julle sien hoe voedselbesteding gegroei het. Ek wil weer sê, ons is van die min bedrywe wat 'n groeiende mark het. So die uitdaging is, daar's 'n mark, maar ons moet ons omgewing regkry. Dan die tweede grafiek wat ek graag vir julle wil wys, waarvan ons moet kennis neem, is die binnelands of nee, die uitvoermark. Ons voorsien voedsel binnelands. Nou aan die linkerkant is die sogenaamde produsente subsidie ekwivalente staatssteun wat hulle meet op 'n internasionale wyse. En julle kan sien hoe dit gedaal het. En ten spyte daarvan, kyk hier oor die laaste 20 jaar hoe uitvoere gegroei. So ons is baie kompeterend internasionaal. Ons kry baie minder steun as baie ander lande. So ons doen baie goed. Wat is die redes? Natuurlik tegnologie, entrepreneurskap, maatskappye wat ons ondersteun. So ek dink ons moet hierdie goeie nuus ter harte neem en fokus op ons besigheid. Groete. Skadegenade se neutpool het die afgelope week 22 miljoen rand aan lede teruggegee. Ons nuwe seisoen vir neutversekering open binnekort. Kontak ons so gou moontlik indien jy belangstel om ook jou plek in die Skadegenade neutpool te verseker. Ons bied van die mees omvattende dekking vir pk-neute in die mark. Besoek ons webwerf by www.skadegenade.co.za vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779, steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars en dankie vir Skadegenade. Ek wil julle regtig weer aanmoedig. Gesels met hulle het baie innoverende produkte rondom reservefondse en versekering wat jou regtig baie kan help. Nietemin oral internasionaal met vooruitsigte is biobrandstof nou nogal hoog op die agenda. Veral biodiesel in Amerika het hulle ook die inmengpersentasie verhoog. In Brasilië praat hulle van 'n 30% etanol inmeng, en dit is natuurlik uit koring uit en suikerriet, maar ook palmolie en sojaboonolie. So die mark bly groei. Dan Amerika, die FSA Departement van Landbou het in hierdie week hulle jongste oesskatting bekend gemaak en ek wil tog graag vir julle lees. Amerikaanse landbou tydskrif se opskrif was USDA shocks the market with eye-popping corn yields. If the predictions hold true, a massive corn crop is on its way. So hulle is op pad na 'n rekord oes van die boere daar ook sê, dis die beste reënval wat hulle sedert in 2019 gehad het. Dis eintlik 'n perfekte seisoen. So as dinge regloop, maak julle reg vir 'n baie groot Amerikaanse oes. En natuurlik Chicago pryse daal. Dis onder hulle produksiekoste. Hulle produksiekoste is so 400 sent 'n skepel. Hulle lê nou so op 373. So dollarpryse gaan nie styg nie. Hier by ons redelik afgehandel in die silo's, die meeste daarvan die grade, die groot dilemma's, maar nog witmielies graad 1 is so rondom 65%, geelmielies redelik graad 1 so 98%. Uitvoere is ook baie sterk op die stadium by die 600,000 ton wat uitgevoer word en Zimbabwe bly 'n groot koper. So witmielies, SAFEX, soos ons verwag het redelik skerp gedaal die laaste week. Eers moes dit pad gee. Dis hier op pad na R4,200 per ton, soos ons vroeër in die jaar verwag het. En geelmieliepryse hier na R3,800 per ton. En ek dink dit gaan maar daar rond bly, dalk nog 'n bietjie meer daal. Die graad 2 witmieliepryse begin ook nou aantreklik raak vir die veevoermark. Maar daar is baie sterk kompetisie vir graad 1 witmielies. Dan die oliesade, nou weer, meneer Trump, ek is jammer luisteraars, maar dit is nou maar wat aan die gang is. Meneer Trump het hierdie week vir China gesê, julle moet 4 keer meer sojabone by ons koop. En hy is besig om met hulle te praat en hulle blik te druk, nou sommer terloops. China voer so 105 miljoen ton sojabone in. Hulle het baie sterk oorgeskakel na Brasilië toe. Nou sê meneer Trump vir hulle, dis sommer nonsens, hulle moet by Amerika koop en hulle moet hulle aankope verander. So Chicago sojaboonpryse het skerp opgespring as gevolg van meneer Trump se uitlatings en druk op China. Wat interessant gaan wees, China het baie groot beleggings in Brasilië gedoen om
sojabone te bekom. Sojaboonpryse stabiel rondom 7200, 7300 rand per ton, silo's, alles is nie silo's basis. En dan Sonneblomstraat ook redelik ver gevorder in die stroop, maar interessant, die pryse is sterk optendens weer hier na die 10.000 rand per ton, wat 'n goeie voorplantseisoenprys is. Dan koring, dit is regtig die weeskind, hulle bly sukkel. Die mark bly internasionaal onder druk, dis op 'n 5 jaar laagtepunt in Chicago. Oekraïne is ook besig om 'n redelike hoeveelheid uit te voer. Australië ook goeie vooruitsigte. So die Desemberprys bly 6.300 rand per ton. Wat interessant is, die maande buite ons oesmaande is baie duurder as die Desember stroopseisoen. Dan aardappelpryse ook skerp onder druk gekom, die markaanbod so 20% plus toegeneem die laaste ruk en die prys het gedaal na R42 per 10 kg sakkie. Julle sal onthou, nie baie lank terug het ons gepraat van R100 per kilogram sakkie. Soos maar vraag en aanbod en die ander groentepryse lyk op die oomblik is redelik stabiel omtrent op laasjaar se vlakke. Dan pekenaai neutboere, die lyk by die dollarpryse het nie verander nie, maar julle moenie slaap met die randwisselkoers nie. Daar is redelike aanduidings dat die rand nog sterker kan word. Dan die veemarkte, die groot debat rondom back and closure is maar nog aan die gang. Internasionale kundiges het hierdie week in 'n webinar deelgeneem wat het in Argentinië en Brasilië onder beheer gekry het en in Asië. En hulle advies aan ons is onomwonde, ons moet met privaat maatskappye saamwerk, hulle praat van public-private partnership. Ons moet die hele kudde inent, hulle praat van tot 10 jaar voor ons dit onder beheer gaan kry. So ergens sal iemand moet vastrap en die besluit neem en ons moet maar vergeet onderste poort gaan ons nie deurtrek nie. Dan iets anders, so begin afsluit. Baie interessant in die BSSK bedryf is graad B en C pryse besig om al hoe nader in graad A pryse te kry. En dit kan natuurlik verskeie redes wees, maar ek dink dit is iets waaroor ons moet gesels en waarna mense vorentoe moet kyk. So klas A beespryse bietjie hoër, jy het R75 per kilogram. Klas B, AB hier rondom 70-71, AB 23 en dan dit is nogal 'n goeie prys en dan moet 'n mens ook weer kyk na klas C wat ook redelik opgeskuif is. Speenkalvers hier by tussen 37 en 39 rand per kilogram, 'n jong boer uitdag vir sy het 39 rand gekry vir sy jong billetjies. So dis goeie pryse, dit het ook redelik herstel ten spyte van al die moeilikheid in die voerkraalbedryf. Dan lamppryse lekker stewig, hier rondom R106 per kilogram. Laasweek hier deur die Karoo gery, daar's maar bitter min skape in die Karoo. Ek dink die veegetalle is baie af. En dan baie interessant as ons praat van klas A 106 rolweg. Klas AB die 2-3 grade by die R83 per kilogram en klas C ou ooe kruip hier na R80 per kilogram toe. So dis dalk miskien baie interessante goed waarna mense moet kyk. Dan die varkvleis het begin kop optel. So amper R3 hoër is vroeër in die seisoen, R35 per kilogram. Hoenders ook so by R35 per kilogram en dan vashoenders by R40 per kilogram. Nou ja, ek dink dis die nuus vir die week. Goed gaan met almal en dit lyk of die somer nader kom. Groete van Johan Willemse.